Hemelse Vader, laat ons almal hier by mekaar kan wees in die huis. Vader, laat ons almal kan leer en die woord kan hoor, dat U vir ons gesterf het aan die kruis. Ons sondes vergewe. En alles wat ons doen ons tot eer van U naam. Ons dankie Vader vir U liefde en genade. Ons bid in Jesus Christus naam. Amen. Amen. En my deel wat ek vanaand vir ons voorberei, is Vader, in U hande gee ek my gees oor. In Lukas 23 vers 45. Jesus het 45. Ja. 46. 23 vers 46. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Dit sê vir ons dat die Here kort nadat Christus van die kruis op Golgotha af uitgeroep het. Dit is volbring. Praat hy weer die 7de en laaste maal. En die Vader, hy het sy lig op hom gedraai. Maar tog, die Here het geweet. Hy het sy asem uitgeblaas, maar hy het geweet die Vader was by hom gewees. So, die swaarste deel van die versoeningswerk het hy volbring. Die gevoel van vaderlike guns en toegeneerdheid teruggekeer. So, hy het vir ons gesterwe, vir ons sondes. Sy liefde vir ons is baie groot. Nie een van ons kan sê, ons liefde is so groot so wat syne was nie. Ons sal wat gee om daai liefde te kan betoon aan ander. Wie van ons sal sterf vir ander se sondes? Nie een van ons kan sê ons gaan sterf vir ander se sondes nie. So, ek gaan vir jou vra om Psalm 31 te lees. Hy is bietjie lank, maar is nie so erg. Psalm 31, die Here is my rots en vesting. Vir die koorleier 'n Dawid psalm. Here, kom na U vir beskerming. Moenie dat ek beskaam staan nie. Red my, want U is regverdig. Luister tog na my en red my gou. Wees in my rots van veiligheid, 'n vesting waarin ek kan vlug. U is my rots en my vesting. Lei my, wees vir my 'n gids, ter wille van U naam. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my sterkte. In U hande gee ek my lewe oor. U het my verlos, Here, trou God. Ek haat die wat niks werd afgode dien. My vertrou is op die Here. Ek wil juig en bly wees oor U troue liefde, want U het my ellende gesien. U weet van al my benoudhede. U het my nie oorgegee aan vyande nie, maar my 'n veilige staanplek gegee. Here, wees my genadig, want ek is in nood. My trane verdorp my oë. My siel en liggaam kwyn weg. Ek sterf van verdriet. Droefheid verkort my lewe. Ellende het my kragte uitgeput en ek kwyn weg van binne af. Al my vyande het my geminag. My bure het my verag. My vriende was ek op beskikking.
straat draai hulle weg van my. Ek word vergeet asof ek dood is. Soos 'n ding wat vergaan. Ek hoor baie fluisteringe oor my en daar is angs van alle kante. My vyande span saam teen my, maak planne om my dood te maak. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My toekoms is in U hande. Red my van vyande en vervolgers. Laat U guns oor die dienaar skyn. Red my deur U troue liefde. Moenie dat ek in skande kom, Here, want ek roep tot U om hulp. Laat die goddeloses in die skande kom en in stilte neerdal in die graf. Laat die leenaars stil gemaak word. Die wat vol hoogmoed en veragting teen regverdiges praat. Hoe groot is die goedheid wat U weggeberg het vir hulle wat U dien, wat U vir die oë van die mense gee, aan hulle wat op U vertrou. U teenwoordigheid verberg hulle veilig teen komplotte van mense. U bedek hulle in die skuilplekke veilig van die wat hulle beskuldig. Prys die Here, want hy het sy troue liefde aan my bewys toe ek nood was. Soos in 'n beleerde stad, toe ek bang was, het ek geroep. Ek is afgesny van die Here, maar U het my gebede geluister. Toe ek na U om hulp geroep het. Getrou is julle met die Here lief hê. Hy beskerm almal wat getrou is, maar verwaande straf hy swaar. Daarom is sterk en volmoed, almal wat op die Here vertrou. Dankie. So almal wat op die Here vertrou. So as jy op die Here vertrou en jy vra om vergifnis, sal jy gered word. Ons almal het sondes. Ons almal vra vergifnis. Maar bedoel ons het partykeer opreg. Ons harte moet oop wees. So dit is naamlik deur die Rabbine voorgeskryf as 'n kort aangebed vir die Jode en veral uit vir die kinders so eenvoudige gebed en kleintjies kan dit so maklik leer. So enige kind kan bid. Maak nie saak wat sy ouderdom hy is nie. Sodra hy verstaan, dan kan hy bid en hy sal vergifnis vra. Ek meen, die Here sê bring die kinders na my toe. 'n kind is baie sterker as 'n groot mens. Sy geloof ook. So wil ek vir ons die volgende deel lees. Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Die Here het 'n opdrag gekry. Hy het vir ons gesterf. Dit was nie sy wil nie, dit was sy Pa se wil. Al het sy Pa se rug op hom gedraai. Vir ons sondes te sterf beteken baie. Kyk, almal van ons het sondes. Ek self het. En ek bely dit elke dag. Ek maak myself rein om voor die troon te gaan staan eendag. So wil ek dat jy net vra as ek my die laaste liedjie speel.
Ons dankie onse Vader, dat ons die woord kan hoor. Dat ons kan weet, Vader, dat U vir ons gesterf het, vir ons sondes. U asem uitgeblaas het, sodat ons kan leef. Vader, dat U met ons sal gaan, waar ons die verrigtinge gaan verlaat daarin. Dat elkeen op sy pad sal wees. Ons die regte leiding sal neem, om U te volg. Elke dag, elke minuut, waar ons sal voor U gaan, en vra vir vergifnis, Vader, sodra ons sondig. Ons eer U naam, en ons loof U, Vader. Ons vra dat U ons sal versterk, in alles wat ons doen. Ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Amen.